Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, lank toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net almal nie. Dis die laaste Woensdag van Januarie 2026. Broers en susters, somber oor dit. welkom by 28 Januarie 2026. Hoe lyk dit, Colleen? Ja, Matthijs, dit lyk alright vir die einde van Januarie. Ek sit nou hier kyk na 'n post wat ek uitgeprint het wat 'n vriendin van ons gemaak het vroeër vandag op Instagram wat sê trying again is the softest form of rebellion, but it rewrites everything. So just try again, julle. Sit 'n bietjie daai in. Wel vir die meeste van julle wat die 25ste salaris gekry het, is January nou verby, nee? So jy is nou weer terug in the swing of things. Jou January is verby. Ek dink daar moet ook vir baie mense soveel gate toe gestop word met daai ou salaris ek dink daai 25ste Januarie salaris, hy vat nie kante as hy ingaan in daai bankrekeninge nie. Hy's in en hy's uit. Ja, Januarie is maar altyd 'n ou interessante ou maatjie. Maar ek dink ons het dit al gesê van ons almal weet dit gaan gebeur. Ons almal weet Januarie gaan wees soos dit is. En elke keer doen ons Desember wat ons doen met die hoop dat Januarie gaan anders wees en dan word ons nog steeds met ons broek op ons knie gevang. Dit is die vreemdste beginsel vir my. Ja, ek moet sê hierdie Januarie was nie te sleg vir my nie. En hy was rof. Hierdie Januarie het ek baie unexpected uitgawes gehad. Maar ek het hom survive. Maar Matthijs, dit was nie ek gaan met julle dood eerlik wees en ek moet hier begin erken. Dit was nou nie as gevolg van ongelooflike verbetering en beplanning aan my kant nie. Dit was maar net 'n luck of the draw. 'n luck of the draw en geduldige plastiek. Dis maar hoe ons deur Januarie kom. Dis hoe ons deur hom kom. Wel, dit is die 28ste, soos wat ons gesê het, en dit is ook natuurlik Lego dag. So Lego se patent is op die 28ste Januarie en jy het gesê 1958. International, hè? 58, ja. 58 is die patent geregistreer in Denemarke. So as jy 'n Lego verslaafde is of aanhanger is, dan moet jy vandag vir jou gaan Lego koop. Maar sommer met dit toe nou. Ek gaan verseker. Enige verskoning, Matthijs, enige verskoning. Okay, wel, Colleen, as jy nou wil ballsy wees, dan kan jy die Lego Crocs skoene gaan koop. So Lego en Crocs het 'n ongewone kombinasie of 'n ongewone verhouding, sê hulle, aangeknoop, en dit is lyk my 'n langdurige verhouding. Daai is die weerlig, dis die donder weer by my en Colleen. Dit is nie ons biologiese klok nie. So dit is maar hoe dit klink op die hoofveld die tyd van die dag. Ek gaan gou hierdie deur moet toemaak, Matthijs, want dit haal nou basies hier in by my. Maak dit. Shit, okay. Maak dit net vir my 2 sekondes aan. Okay. A few moments later. Daar was terug. We sien heeltemal 2 nie, maar ek meen jou 2 sekondes is omtrent so lank so wat Januarie is, so dis okay. Ja. Hoorie, ek het bietjie gegly hier buite. Ek het hierdie kak gemaaklik, praat van Crocs, kak gemaklike, maar super gladde Adidas blokkies aan. Nee, ek is okay. Ja. I made it. Ekskuus, terug op Crocs en Legos, want ek kry so pyn in my voet as jy kan nie iets van jy moet trap en Lego in dieselfde sin sê nie. Voel vir jy counterintuitive. So dit is hulle het basies die Lego blokkie gevat en hulle noem dit die vierkantige Lego brick clock. So dit lyk soos 'n klok, die gewone kloks wat ons ken van Crocs, maar dit is dan nou die kenmerkende Lego blokkie waar jy dan nou die 4 puntjies voor het, die 4 knoppietjies voor het wat dan nou die Lego branding op het, en dan kan jy jou voet daar insluit. Hulle sê wel dat dit is nie regtig gemaak om elke dag te dra nie, en veral nie vir lang periodes van tyd nie. Dis eintlik 'n bietjie meer soos 'n versamelstuk om nou. Ja, ek kyk nou net ek Google. Ja, dit is weird, nee, maar dit kos $200 as jy dit wil koop op die Lego webwerf, maar as jy dit op Crocs se webwerf wil koop, is dit $149. So duidelik weet Crocs dat hulle goeders is kak. Lego weet dit nog nie. Dis hoekom Lego duurder is. Dis al wat ek kan dink, want hoekom gaan een ding op 2 verskillende partner sites verskillende pryse hê? Dit maak nie vir my sin nie. Ek meen, kom ons net oor een, wat is 'n markprys? Dit lyk soos 'n vierkantige Lego blokkie. Ja. Dit maak glad nie sin nie. Ek sien iets anders. Dit is nogal, ek wil nou sê cute, maar cute is 'n groot woord.
wat lyk soos 'n actual krak, maar dan het hy aan die sool se kant het hy soos 'n Lego band wat jy obviously nou blokkies en goed kan aanplak. Ja, but why? Hoekom wil jy dit doen? Is jy okay daar met die weer? Jy lyk vir my 'n klein bietjie verward en ja, ek is okay. Hy sat nou hard hier, maar ek is alright with it. It's alright. Okay. Is alles toe wat moet toe wees? Toegemaak, ja, glo so. Wil jy gou 'n house check gaan doen en dit seker maak? Okay, doen gou 'n house check. Dankie. Ja, ons is nou terug. Sy kaptein, seile is afgespan. Is alles onder beheer? Ja, hatches have been battened down. Okay. Dan sê ek bly om dit te hoor. Ekskuus, jy het nooit gedink 'n vrou gaan jou soveel keer interrupt, né? Who would have known? Ag, Colleen, ek is mos maar eintlik gewoond aan dit. Jy weet, dit is mos maar. Dit is seker maar die kruis as jy met twee sissies groot word. So, ja. Hoorie, wat het gebeur die afgelope ruk wat interessant is in Suid-Afrika wat jou oë gevang het? Want ek moet vir eerlikwaar sê, daar was my absoluut niks interessant die afgelope ruk gewees nie. Dit is my ongelooflik boring. Alles is my boring. Alles is maar beter boring, Matthys. Ongelooflik boring. Beter boring, maar ek moet vir jou sê wat ook 'n boring storie, maar dit gaan lei dink ek tot 'n paar baie interessante gevolge. Is dat SARS het nou uitgekom en gesê hulle het nou 'n nuwe wapen waarmee hulle ons gaan uitvang. Ja. Jy kan nou ook deur middel van een of ander, ek weet nie, departement by SARS, kan jy nou either as jy nou deel is van 'n nasionale instansie of vereniging of whatever, of en jy spat byvoorbeeld goeie, so ek neem aan met nasionale instansies of verenigings of so bedoel hulle soos wat hulle soos AfriForum of ja, burgerorganisasies. Burgerorganisasies, dankie. Ja. Watchdogs, né? Ja. Kan nou as jy nou iemand sien in hulle leefstyl kom nou nie regtig uit by dit wat jy weet hulle verdien nie, of dit wat jy vermoed hulle verdien nie, so met veral al hierdie ministers met die 3 Lamborghinis in hulle garages, kan jy hulle nou gaan aangee by SARS en dan moet SARS dit ondersoek. Maar nie net burgerorganisasies nie, julle. Also your colleagues or neighbours, sê hulle in hierdie verklaring. Ja, so, sorry. Okay, is jy okay? Okay, daai was intens. Okay, haal net gou 2 sekondes asem. Dit was nie SARS nie. Ja, vat 'n groot sluk wyn, Colleen. Ja. Okay. Ja, so ons moet nou begin ligloop vir dit wat jy vir jou bure of jou kollegas ook sê, want as jy nou iemand op 'n verkeerde manier afpis, nê. Ja. En daar is nou net, jy sit dalk nou nuwe bande op jou kar en hulle gaan, maar ons weet Colleen, jy weet, sy het eintlik 'n nuwe huis om af te betaal. Kyk nou hierdie nuwe takkies. Op haar kar. Ons dink ons gaan, jy weet, ek dink Matthys, hierdie kan dalk baie moeilik raak vir mense, want selfs al jy weet hoe SARS, jy weet hoe daai mense, hulle sit hulle in die oggend in 'n hok, dan ruk hulle daai hok van kant tot kant, totdat hulle heeltemal deur mekaar en befok is, en dan maak hulle die hok uit en laat hulle uit. Maak die hok oop en laat hulle uit. Ja. So, jy weet, hulle moet nou al hierdie, so hulle gaan jou lewe vir jou moeilik maak, sou jy gevlek word vir iets. So aan die een kant, ja, bitches gotta be flagged, maar aan die ander kant, sure, ek wonder hoeveel van ons gaan gevlek word. Ek meen, dit is 'n baie gevaarlike ding om het so bloot te stel aan die wyeer publiek soos jou bure en vriende en kennisse en kollegas. Want die eerste ding is hoe kan jy bepaal wat daai persoon regtig verdien? Want meeste mense se salarisse is baie privaat. Ek meen in 'n organisasies, meeste van die organisasies wat ek weet, mag jy nie eers in die besigheid jou salaris bespreek met jou kollega wat reg langs jou sit nie. Dis partykeer teen die wet in 'n organisasie of die reëls van die organisasie. En hoe weet jy nou regtig eintlik die bure wat langs jou bly, hoeveel geld hulle regtig verdien? Ek dink hierdie kan groot kak veroorsaak. Ek verstaan heeltemal in gepubliseerde
salaris is byvoorbeeld ministers en die president en ek weet dit is in die public domein, dis publiek beskikbaar en bekend, wat is hulle salaris. Verseker dink ek daar kan jy nou sê, ja, hier is 'n probleem. Ek weet ek dink maar net aan 'n paar mense wat ek ken persoonlik wat baie goeie salarisse verdien en baie groot en goeie en nice goeders het en oorsee travel, maar ek het nie 'n klou wat hulle eintlike salaris is nie. Ek het 'n idee van dis 'n groot salaris, maar ek kan nie vir jou sê dis 'n bedrag nie. Ek weet nie, dit maak nie vir my sin nie. 'n ander ding wat ek dink oor hierdie ding is, meeste van die ouens wat op hierdie stadium tax evade en wat taxfraud pleeg, is ouens in die publieke sektor. En gaan vir hulle, julle weet wie hulle is, julle weet wat hulle verdien. Wat my kwaad maak is, soos met baie dinge in Suid-Afrika, word dit nou weer die groter publiek se skuld en se probleem. Ja. En gooi ons dit nou weer uit vir die res van die samelewing. Hulle moet nou weer iets daaromtrent doen. Dis ons verantwoordelik, dit kom altyd op ons neer. Wat is, ek kyk nou die aand weer Lorenzo Eckhart, toe's daar 'n ou op, waaroor het hy gepraat, ek kan nie ons nou nie, maar ek was so die donderin vir die man. Hy is een of ander professor hy is die hoof van Matthys, ek moet nou onthou. Ja, sorry, ek het nie gekyk nie, so ek kan jou nie help nie. Ek kan nou glad nie onthou nie, maar anyway, dit maak nie saak nie, dit gaan nie van die punt af wegvat nie. Hy is die hoof van een of ander kommissie wat vir die regering adviseer oor iets. Julle kan my bad as ek nou kan onthou wat dit was. Daar is net soveel kak wat aangaan op die oomblik dat julle sal my vergewe as ek nie spesifieks kan onthou nie. En ek is moontlik dalk nou deur die weerlig geslaan. Ek weet dit dalk net nog nie. Maar maar sy vra hom toe sekere goed wat hy moet verantwoording doen en onmiddellik draai hierdie man dit om en maak dit ons burgers se verantwoordelikheid. Maar dis ons wat nie wil wat dit nie wil self doen nie, is ons wat nie wil verantwoordelikheid vat nie. Anyway, ek sal later dalk in die program onthou presies waaroor het die man geteem en getol, maar kak gepraat. Maar dan die ander kant nou, wat ek byvoorbeeld van weet van baie mense van burgers en mense in 'n gemeenskap of in 'n buurt wat wil goede self begin doen, omdat die munisipaliteit dit nie doen nie, en dan kom die munisipaliteit ook terug om sê, nee, jy mag dit nie doen nie, soos wat hulle ruk terug gedoen met AfriForum, wat hulle gesê het, hulle mag nie die gras sny nie. So ek ben, waar plaas ons dit nou? Dit is, ons moet dit doen, maar as ons dit doen, mag ons dit nie doen nie. Ja, ek onthou nou presies waar die man het gepraat oor die waterkrisis, wat tans die land bedreig, nie net in die Wes-Kaap, Suid-Kaap, Johannesburg, en hy het nou aangegaan en hy doen hierdie comparisons oor hoeveel mense, of hoeveel liters per kop gebruik word in Johannesburg, en shame on you, Johannesburg, shame on you, dat julle 200 en iets liter per dag per kop gebruik. En Lorenzo probeer nog vir hom sê, maar het jy die lekke hier ingereken? Hy sê, die lekke maak nie regtig saakie, daar is nie regtig 'n groot verskil. Dis die lekke in Kaapstad en die lekke in Johannesburg nie. Dis die burgers, dis julle. En al hierdie okay, maybe is daar 'n bietjie waarheid daarin en 'n bietjie van 'n kontribusie in die veldtogte wat gemaak is in die Kaap heading towards day zero. Ek weet ek het daai tyd in die Kaap gebly. Dit die was bewusmaking. Ja, kom daar. Die bewusmaking was baie intens. En hy sê ja nee, die Kaapenaars is net baie beter behaved as ons. En dis omdat ons die verantwoordelikheid vat nie. Matthys, hy swing dit heeltyd weg van infrastruktuur, mense in hoë posisies wat net skelms is en tenders gee vir mense wat dit nie verdien nie. Elke keer as hy so toe gaan en sy raak het aan, dan gaan hy, ja, okay, maybe, maar die burger moet ophou stort, regtig, flush jou toilet net een keer 'n dag, wat is fout met jou? Ek meen, dit is 'n baie groot, hoe het hy tot daai som uitgekom? Hoe het hy besluit, dis soveel mense wat in Johannesburg bly, wat se areas? Ek weet daar's nywerheidsareas in. Is dit gepubliseerde data? Dit is gepubliseer. Ek weet nie hoe dit bepaal is nie, though. So ek dink hulle vat maar nie die overall gebruik van dit wat ek het actually daarna gaan kyk gisterond toe ek, of eergisterond toe ek daarna gekyk het. Hulle vat maar die overall verbruik en deel dit deur die populasie in Johannesburg, wat ook, dit is 'n
Dis nie 'n regte som nie, dis nie 'n akkurate som nie. Daar's soveel gate in daai kalkulasie byvoorbeeld, want hoeveel mense weet ons van? Hoeveel mense het hulle getel in Hillbrow wat in geboue bly wat gekaap is, wat nie eens water het nie, is hulle ook bygetel. Hoeveel nywerheidsgebiede is daar nie in die groter Johannesburg omgewing, wat natuurlik baie meer water gaan gebruik as die persoon wat net op hulle eie bly en maar net stortbad en wasgoed was en skottelgoedwasser. Ek weet die hele argument vir my is flawed. Maar dit is die probleem wat ons seker het. Ja, Matthys, die watertopic is iets wat ons nog in die komende paar dae gaan die gesprekke rondom dit baie intensief raak, want ons is, ek dink, na 3 of 4 dae se water oor. Wat? Voordat hulle die zero slaan. Ek het nie besef dit is, ek het geweet dit is erg, maar ek het nie besef dit is so min nie. Ja, daar's areas in Johannesburg. Catherine, ons is jammer, teen Saterdag gaan jy nie kan bad nie. Sorry, nee. Ek het ook nog gedink, arme Catherine daar nice na. Catherine is ons astrologer. 'n borreltjie afstuur. Gepraat het, ja, shame. Sy het nou nie dit in die sterre gesien nie. Sy het nou nie dit in die sterre gesien nie. Sy het nou nie dit gesien nie, ja. Miskien wou sy dit net nie uitspreek nie. Ja, en areas in Johannesburg wat al 2-3 weke sonder water is. Daar's areas in Centurion wat al 2 weke sonder water is. So ja, dit is 'n desperate situasie. Nie net waar daar watertekorte is nie, maar dit gaan oor, en ek laat my ook nie vertel dat daar soveel watertekorte is nie, Matthys, ek is definitief nie 'n kenner of enigsins 'n tipe van 'n wateringenieur, whatever mense hulle noem nie, glad nie. Maar ek meen, common sense moet vir jou sê. Ons het eintlik so waterryke land. Johannesburg wat gebou is op soveel ondergrondse riviere. Die Vaaldam, ons damme is meestal vol. Al baie te paar in sekere van die sekere provinsies, soos byvoorbeeld in die Suid-Kaap is daar damme wat 'n bietjie swaar trek op die oomblik. Maar dit is die infrastruktuur om die water van die damme en al die ander bronne af tot in ons krane te kry. Dit is die probleem. Nee, verseker, en ek weet hoeveel mense het nie al daaroor gepraat wat gesê het dat dit is juist die probleem van 30 jaar wat die infrastruktuur nog nooit na gekyk is, opgehou is of uitgebrei is nie. En as jy net gaan kyk in ons onmiddellike omgewings waar ek en jy bly, die hoeveelheid huise wat gesloop word en waar daar nou hierdie moerse woonstelblokke gebou word, laagkoste behuising. Ek vind dit het 'n ongelooflike impak op die infrastruktuur, want die infrastruktuur is deur die tyd gebou toe 'n sekere area uitgelê is deur 'n stads- en streeksbeplanner en gesê dit is waarvoor hy gezoneer is. Nou verander die zonering, maar die infrastruktuur word nie aangepas vir die nuwe zonering van die hoeveelheid mense wat daar bly nie. En ek weet as jy ook gaan dink, ek dink in 30 jaar hoe groot het ons populasie nie gegroei nie. Daar's soveel krake, although wat net vir jou te sê, wat ek het reg terug het ek met mense in die landbouindustrie gepraat en so 'n bietjie gaan lees daaroor ook, waar die landbousektor kyk weer na Suid-Afrika as eintlik 'n baie droë land. En dat ons nie eintlik so 'n waterryke land is soos wat ons almal dink nie. Maar dit is nou weer van 'n landbouperspektief dink ek. As 'n mens so daarna kyk, reënval, al daai goed is. Maar en ek weet die ander ding is ons sit met 'n moerse see. Ons is een van die min lande wat omtrent ek dink 70% of 60% van ons grense is see. So jy kan hier is daar weer is hektiek. Hoorie, maar as dit by jou ook so, want ek hoor dit in my ore ook, en dit is my 'n baie interessante ding dan, want dan beteken dit, hier is 'n moerse storm, want hy is oor my en jou oor dieselfde tyd. Ja. En daar's soos die kraai vlieg is omtrent 60 km tussen my en jou. Maklik, ja. Tussen my en jou. Lê daar 'n donderstorm. Omtrent. So, maar dit is nie absoluut, jy weet, dit hang ook af na wie mens luister. Party mense sal vir jou sê nee, dis 'n baie droë land en dis ander mense sal vir jou sê dit is 'n snot storie daai. Ek meen ons is nie eens helfte so droog soos byvoorbeeld in Namibië of of die Arab Emirates. Ek het al ruk terug het hulle gesê dat Suid-Afrika is in die top 5 lande van die droogste lande. Ek dink dis 'n potstrand. I don't believe it. Daai maak glad nie vir my sin nie. Iemand moet dit vir my mooi kon verduidelik. Ja, iemand moet dit want ek meen kyk net alleen na die middel. Oh my word. Hier is regtig so seker.
Daar's geen watertekort nie. Kyk hoe hemel dit nou oor die hele Gauteng neer. Ja, en die eerste van alles is vanoggend, toe vra die opsigter vir my, dink hy moet die tuinnat spuit, want hy wil nie die tuinnat spuit terwyl as dit gaan reën nie. Ek kyk so op en kyk op my foon, ek sê vir my, ag, daar's nie 'n fucking kans nie. So hy het die hele tuinnat gespuit en nou reën dit ook. So ek sal seker môre daai gedeelte hoor. Pretoria watertekort in die volgende paar weke gaan klop aan Matthys se deur julle. Is hy wat so fucking tuinnat spuit. Ja, ek kan nie eens onthou waar ons nou gepraat het nie, maar ja. Weer jou so omgehaal het. Hy het my heeltemal wat ek wou gesê het is, as jy net gaan kyk na die Midde-Ooste, daar's al reeds 5 lande wat eintlik woestyn geklassifiseer is. So daai studie maak vir my glad nie sin nie. Ek kan nie onthou wie die studie gedoen het nie en waar dit vandaan kom nie, maar ja, soos wat jy sê, dit hang af van wat se hoek uit jy kyk of dit benader. Wie betaal vir die studie? Dis altyd maar wie betaal vir wat. Ja, dan ergens vir ons dalk 'n bietjie gewen het hierdie week, Matthys, 'n klein bietjie is teenoor die dollar. Wie sou kon raai? Hoe is daai? Nee? Ons vat alles wat ons kan en daar's 'n paar wat is weer die Afrikaanse woord vir 'n currency? Weet ek het nou nog gehad, maar anyway. Paar geldeenhede. Ja, kom hy nou na my toe. Soos wat die weer klap. Paar geldeenhede wat baie groot gewen het in die laaste 28 dae teenoor die dollar. So in 2025, die een wat die grootste gewen het is die Sweedse krona. Het met 20.2% versterk teenoor die dollar. Dan die Mexican peso met 15.6%, die Swiss frank 14.5%, dan die Suid-Afrikaanse rand, kan julle glo, ons is nie top 5 en iets, het versterk met 13.8% teenoor die dollar. Na hom, die euro, het versterk met 13.5%, die Deense kroon met 13.3%, die Noorweense kroon met 12.9%, die Braziliaanse real, is dit hoe mense dit sê? Die real, jy was al in Brazilië, né? Real. Met 12.8%, die Australiaanse dollar met 7.8%, die pond met 7.7%, ander, ek gaan nie vir syfers gee, net raak dan nou baie kleiner, maar ander wat ook 'n klein bietjie gewen het, is die Singapore dollar, die Kanadese dollar, die Taiwanese dollar, die Nieu-Zeelandse dollar, Suid-Korea se won en die Japanese yen met 0.3%, hy die basies die minste op die lys. Maar ja, Matthys, van hierdie geldeenhede het bitter baie gewen. Ek weet nie hoe lank het so gaan bly nie. Ek het vanoggend so vlugtige ding gelees van 'n ekonoom wat hulle gesê het dat hulle vooruitsigte is dat hy in Suid-Afrika die R16 gaan breek, dat ons na iets hier na R15.80 toe kan gaan, wat natuurlik die laagste gaan wees in baie jare. Ek dink dis omtrent wat ons betaal het vir 'n dollar toe ek en jy in Amerika was. As ek reg kan onthou, in daai tyd was dit vir ons kak baie geld. Ja, dis nog steeds, maar ek weet as jy ek dink ek en jy betaal dalk nou nog af aan daai laaste cocktails wat ons gedrink het daai aand, toe jy het besluit het mag. Nee, dis ons laaste aand. Ons lewe nou in dollars. Ons lewe nie in rande nie. Wel, Matthys, ek kyk hom nou, time of recording julle, wat ek nou moet bieg, is nou nie regtig time of wat is, maar hy is nou R15.99, so. Oh, okay. So hy het die R16 gebreek, want dis wat ek vanoggend gelees het, soos 27ste wat ons het nou opneem, wat ek gelees het, hy gaan R16 breek. So, interesting, daar is dit. Hulle sê natuurlik al 'n klomp redes as gevolg van die goudprys wat so baie goed gedoen het, die Brent oliepryse, die omstandighede obviously in die VS. Ek dink dit is die grootste contributor. En ek dink nie enigiemand het ooit gedink goud gaan $5,000 se paas toe. Ja. So nee, dit is interessante tye in die wêreldekonomie. Meer goud gekoop het op 'n stadium, maar nou weet ek nie. Maar ek het daarom net dollars gekoop. Ek het dollars gekoop. So dit help al. Good for you. Ja, en ek sien ook die ander ding is dat die monetaire beleidskomitee in Suid-Afrika sit ook later die week om te besluit wat gebeur met die rentekoerse, en daar is op die stadium as gevolg van die sterk dollar en 'n klomp ander goedes wat die afgelope paar weke en maande gebeur het, is daar 'n baie groot moontlikheid dat die rentekoers met nog 25 basispunte of 0.25% mag val. So happy January is dit gebeur.
Yes, I mean, what a happy January. Ek praat gister met iemand wat 'n klein bietjie meer van finansies en ekonomie weet as ek. Wel eintlik baie meer. Ek weet bitter fucking min. Maar wat sê weet, as jy die rentekoerse afkom, as jy op jou bond dan elke maand net R1,500 ekstra kan indruk. Omdat die rentekoerse af kan dit so 'n ongelooflike dat dit kan actually jou bond uit van die calculations net gewys kan actually jou bond repayment met 'n volledige 2 jaar as jy dit net vir 'n rukkie kan volhou met 2 jaar verminder. So ja, daar's 'n challenge vir almal. In steede van om nou nog kak te gaan koop omdat die rentekoerse minder is, druk eerder bietjie meer geld in jou skuld in. My finansiële adviseur ek is so verantwoordelik. Het altyd vir my gesê dat wanneer die rentekoerse afgaan, betaal jou gewone bondpayment. Jy slaag gewoond aan hom. So al is dit min geld. Moenie minder betaal nie. Jy betaal presies wat jy altyd betaal het en jy wen daai compound interest beginsel amper maar. Advies. Ja. So ja, ek kan ook nie vir jou sê dat ek dit altyd toepas nie, maar nou ja. Ja, maar dit klink altyd mooi. Jy weet, daar is my so 11 uur in jou bed lê en jy dink oor hierdie kak. Exactly. Hoe jy nou môreoggend 5 uur gaan opstaan en jou hele lewe verbeter. Dan dink jy nou aan hierdie kak. Ja, en jy doen dit gewoonlik op salaris betaal aand. So dan is alles moontlik. Daai een aand, daai paar ure tussen jou salaris wat inkom en die eerste debietorder wat slaan, dan is alles moontlik. Jy kan enigiets, jy kan die wêreld vermag of besit en vermag. Ja, jy ken jou perke en weet wat jy kan en weet wat jy nie kan nie en moenie teenoor goed wat jy dink jy het geregtigheid op nie. Ek sien die Kaapstadse burgers is up in arms. Oor nou lag ek soos ek nou op sosiale media kyk. Okay, Kaapenaars moet my nou nie haat nie, maar julle lag maar net saam met my. Julle weet van julle is so. Hierdie Kaapse hippies. Almal daai uit Groenpunt en Seepunt. Wat nou op sosiale media gil braak oor rentkontrol wat hulle nou vir advocate by die munisipaliteit van Kaapstad en dat hulle daar moet ingryp. Ja. En rentkontrol toepas en basies cap sit op hier wat gevra word vir sekere woonstelle en grootes en so aan, want hulle sê dit raak net vir hulle absoluut onbekostigbaar om in Kaapstad in sekere areas soos byvoorbeeld Seepunt, Groenpunt, Cape Town City Bowl, daai areas, hulle kan net nie meer daar hier nie, dit word te duur, as gevolg van die invloeks van uitlanders, omskakeling in Airbnbs in, net die absolute boom wat Kaapstad was. Ek meen 3 jaar terug het julle vir ons almal gesê ons is idiots en ons bly in Gauteng. Kyk hoe boom Kaapstad. Wat maak julle in Gauteng? Ja, Miriel, nou kan jy nie meer bekostig om daar te bly nie en nou gooi jy jou toys buite die Woolworths in Groenpunt in jou fucking gym pakkie 11 uur op 'n Dinsdagoggend wanneer jy eintlik moet werk en sê maar ek kan nou nie meer bekostig om hier te betaal nie. Dis hoe dit werk. Ek ry nie 'n G-Wagon nie, want ek kan hom nie bekostig nie. Ek gaan betoog nie buite Mercedes en sê gee vir my G-Wagon teen 'n prys wat ek dit kan bekostig nie. Dis maar hoe supply and demand werk. So ja, maar Miriel het nog nooit so daaraan gedink nie. Sy hoef nog nooit nie, want sy was nog altyd 'n trust van baba. Ja, so anyway, hulle is up in arms. Ek reken daar is 'n goeie punt te maak vir dit. Ek dink dit het geskaar ook het Matthys. Maar op die einde van die dag, daar is ek regtig nou 'n bietjie op Trump se bandwagon. Ek is regtig oor hierdie wokies in die wêreld wat dink hulle is alles geregtig. En dat goed moet, dit is kommunisme julle. Ons almal kan nie dieselfde mooi goedjies hê nie. Ons kan nie. Dis hoe dit werk. It's called capitalism. As ons almal dieselfde mooi goedjies gaan hê, gaan ons almal dieselfde kak goedjies hê. Dis nie moontlik vir almal om dieselfde mooi goedjies te hê nie. Ja. It's how it works. So sorry Miriel, jy moet maar dalk vir jou 'n waitressing job of iets gaan kry. Daar's baie in Kaapstad. Ek het ja, baie in Kaapstad gedurende die holiday season, maar anders jy die waiters van mekaar op. Dis altyd booming in Kaapstad. Well, through that, ja, dis altyd dit boom altyd. Elke dag is 'n wonderlike dag. Jy sien is elke keer as ek iets lelik sê oor Jacqueline, jou karma is instant op die stadium. Jou karma is instant. Ek het daarom met 'n vriendin van ons gepraat wat onlangs Kaapstad toe getrek het, gebore en getoe Gauteng, Pretoriaaner en ek weet vir iemand wat dan nie so lank daar bly nie, maar ook 'n paar jaar,
as jy na hulle hoor hoe hulle Kaapstad nou ervaar, dit is nie meer die Kaapstad van 5 jaar terug of 6 jaar terug wat hulle na toe gesemigreer het nie. Dit is anders en ja, it's gonna change. Dit gaan nie wees nie, Matthys. Jy kan nie dink 'n plek is op 'n sekere manier en as dit almal wil hê en dan trek daar 500,000 mense soontoe of 250,000 mense en dan dink jy dit gaan dieselfde bly nie. Dit gaan nie. Dit is hoe sisteemteorie werk. Dit wat in die sisteem gaan die sisteem verander. So ja. Ek het so ruk terug het ek 'n vinnige berig gelees. Ek het dan gekyk of ek hom nou kon gekry het. Dit is van property trends wat is it Lightstone dink ek, of is dit, ek dink het was hulle gewees wat het uitgebring het, wat hulle basies sê van waar is die areas wat mense nou na die meestal na semigreer, of as jy byvoorbeeld op die stadium 'n beleggingseiendom wil koop vir moontlike huur of iets soos dit, dan was Kaapstad nommer 1, die tweede was Somerset Wes gewees, toe was dit Stellenbosch, George was ook daar op die top 5 gewees en die ander was Ballito. En ek weet as jy gaan kyk na wat jy nou sê, dit is net omdat daar soveel mense is en mense moet bly. Maar wat interessant is dat die noordelike gedeeltes nou ook begin piek en boom, soos Somerset West en wat eintlik nog altyd dink ek bekostigbaar was, gaan dalk binnekort nie meer so bekostigbaar wees nie. Dit is die ding, dit is altyd die meer bekostigbare areas en ja. Nou. Ja, en as jy seker berigte lees ook, jy kyk maar wie betaal vir die berig, want ek het 'n soortgelyke berig net laasweek gelees, wat heeltemal ander areas voorgestel het, as die areas wat almal wil gaan inbly, en almal in wil invest. So kyk maar, nie alles glo wat jy lees nie. Die DA het in daai berig wat ek gelees het gesponsor, want we have to make Cape Town great again. Ja, of ek dink betemal is, die gaan nie eens oor die politieke partij nie, kyk maar wat se company, die ou wat hulle mee praat, die ou wat hulle die interview mee het, vir wie werk hy? Dan gaan jy, maar anyway, dis altyd alles baie interessant. Dis in die lyne lees, en een van die stede wat nou ongelukkig nie op die lys is nie, is J-Bay, maar J-Bay is in die nuus vir ander redes die afgelope ruk, en dis eintlik wat hartseer. Ja, wat 'n sad storie, Matthys. Die eerste keer in 42 jaar is die J-Bay, die very, very, very bekende surfing kompetisie is gekanselleer in J-Bay. En almal, dis nou Jeffreys Bay, en almal wys vingers na almal toe. En lyk my die organiseerders van die toernament, is dit 'n toernament of is dit 'n kompetisie? Seker maar eerder, nee? Toernament is 'n feestelike anglisisme, ek dink dit bestaan nie. Toernament. 'n Kompetisie. Hulle wys natuurlik die vingers solied na Guyton McKenzie toe. En sê dat Guyton McKenzie dit nie wou fund nie. Hulle het eintlik 'n verklaring uitgesit op hulle Facebook blad wat lees, it is with regret that we announce the World Surf League will not host an event in Jeffreys Bay in 2027. The absence of a confirmed funding commitment from the National Department of Sports, Arts and Culture has led to this decision. Guyton natuurlik skree op sy Twitter en sê dit is nie my skuld nie, dis nie my skuld nie. Hoekom sal ek nou so iets doen? Julle het nie die regte kanale gevolg nie. Maar op die einde van die dag, Matthys, is hierdie 'n groot gatslag vir Suid-Afrika, dink ek. En vir Jeffreys Bay as 'n dorp wat spesifiek wat so of internasionaal in die surfing community op die map is, en hoeveel duisende mense kom nie daai spesifieke tyd Jeffreys Bay toe, wat so groot inspuiting in die ekonomie is van Jeffreys Bay nie. Dis baie hartseer. En nou natuurlik daai deel van die kompetisie, daai leg van die kompetisie, gaan nou gebeur in Nieu-Seeland. Ek het gesien, dit gaan in Nieu-Seeland toe. Ja, soos al die goeie Afrikaanse goeders gaan hulle maar seker Australië en Nieu-Seeland toe. I mean, what else can we say about that? Versigtig, maar jy is maar alleen maar kom vir jou. Net nie dit nie. Ek sien ook, hy het toe nou, iewers oor die naweek, ek was nou verlede week, was dit sy vonnis oplegging
of wat noem is dit sy Pre-sentence. waar hy nou sy sentence sou gekry het, sy vonnis sou gekry het, maar dit is nou uitgestel alles tot April maand toe. Ek kan nie onthou presies die datum in April nie. Vir verskeie redes, ek het so hier en daar 'n stuk daarvan gekyk, maar etlike dae daarna, toe hy toe nou op een of ander Ek's okay. Ek die weer is baie angry aan jou kant. Maar anyways, hier sê nou hier ook. Hallo. Okay. Maybe slaan hy in Centurion, dan hoor ek en jy al twee die donder weer. Want kyk, daar gebeur mos maar baie kakgoeders in Centurion. Niks goeds kom en gebeur in Centurion volgens my en Colini. Wel, vir die 3 mense in Centurion wat luister, ons hou ook van julle, dis okay, maar dis jou eie keuse om daar te bly. Dis 'n kakkeuse. You made it. You have to live with it. Wat hy het nou ook in geen onduidelike terme verduidelik hoekom hy Kill the Farmer sing, en eintlik presies sê dat dit is 'n wraaksong. En dit is hoekom hulle dit sing. So, dit gaan interessant wees om te kyk wat gebeur nou in die media verder en wat gaan 'n moontlike Afriforum doen na aanleiding van die uitlatings wat hy die afgelope naweek gemaak het. Ja, wel ek dink hy het nou nie uitlatings teen die verkeerde mense gemaak, want hy het ook gesê die naweek dat Afriforum beter wens dat hulle nooit aan bewind kom nie. Kyk, ons is nie vreeslik bang vir dit, dat dit gaan gebeur nie, maar hy gaan almal in Afriforum na toesluit as die EFF ooit aan bewind kom. Okay. Sure. Okay, Sofia is nou officieel bang vir die weer, so sy is nou op my skoot. Okay. Goed. Okay. Net so ietsie van Kaapstad wat ek nou eintlik vergeet om vir jou te sê, en net dalk nog ietsie oor die ontwrikbare en gevreesde Kaapstad. So, hulle is besig met 'n toerismeveld, tog? This is Cape Town, en dit gaan binnekort te sien wees wêreldwyd in stede soos New York, Londen en verskeie Europese bestemmings, en onder andere waar hulle taxis brand met beelde en foto's van Kaapstad. So dit is wat Kaapstad nou dink, this is Cape Town. So daar vat ons dan maar ook 'n stukkie van die Kaapstad na New York toe en Londen. Ja, awesome. Soos van die ander mense wat ook maar geëmigreer het, nie? Maar anyway, dat ek nie weer in daai drol trap nie. Ek is baie krities met almal oor Kaapenaars. Maar ja, Kaapstad is goed vir Suid-Afrika. Is baie goed vir toerisme, is goed vir inkomste. Ek dink hulle maak die regte dinge daar. Ja, hulle maak goeie is nie die hipsters irriteer my 'n bietjie. Ja, die wokies. So dis 'n gepraat van Sofia wat nou op my skoot sit. Jy het 'n interessante studie raak gelees oor dogtertjie hondjies of tewe. Ja, ek het nou net gedink toe sy daar op jou skoot spring, toe dink ek aan die storie. Ek is bly dit nou opgebring. Hulle het 'n studie gedoen. Waarin hulle bevind het dat spesifiek teefhondjies, dogtertjie hondjies, nie seentjie hondjies nie. Dogtertjie hondjies is absolute verklikkers vir bevoegdheid in mense. So hulle is baie meer aangetrokke en kies mense wat hulle dink is meer bevoeg, en dan in die studie bewys is mense wat meer hulle gedrag het bewys hulle is meer bevoegde mense. In sulke goeders soos om hulle het baie goed gedoen, soos om 'n waterbak vol te maak of om hom mooi neer te sit sonder om te mors. Om die hondjie te kan veilig hou, weet sulke basiese gedragte. Het die dogtertjie hondjies altyd gegaan vir die bevoegste persoon, waar die seentjie hondjies hulle kon nie worry nie. Of jy nou die kos op die vloer mors, dan gaan eet hulle net maar van die vloer af. Die dogtertjie hondjies is soos, nee, ek gaan nie jou kos eet nie, mors op die vloer. So ja, ek dink ons het meer van hulle nodig, miskien in organisasies in Suid-Afrika ook, om vir ons mooi op 'n objektiewe manier te gaan uitwys waar is die onbevoegdheid. Want dan gaan vir jou ander ding sê, Matthys, die ding wat ek ook in nou laaslik agterkom het, ek wonder hoeveel biljoen rande verloor corporate Suid-Afrika as gevolg van onbevoegdheid. Ek dink dit gaan skrikwekkend wees. Wel, Colleen, ek dink behalwe dat ek nou seker moet half bly wees dat Sofia my gekies het, dat ek bevoeg genoeg is om na te kyk. Maar ek weet, sy het ook nie regtig 'n keuse gehad nie. Sy is hier afgelaat by my en toe sy my hond. Verstaan, ek meen, ek moes dit maar gemaak werk het. Dis nie asof ek in 'n parade gestaan het en sy het besluit, daai is myne nie. Maar anyways,
Ek dink Ek wel is seker sal nou sy vir jou jou sê anyway van die- gekies het. Ek dink is 'n karmic relationship. Ja, ja. Wel, jy het haar nou gister gesien as ek net vir 'n oomblik badkamer toe gaan of iewers in 'n winkel en gaan Ja, sy Penny. freak heeltemal uit. Maar die bevoegdheid ding, ek weet ek en jy het direk daaroor gepraat en dit ek dink ook ongelooflik baie daarin die afgelope ruk en ek dink dis nie net ek dink dit is biljoene per dag wat Suid-Afrika verloor van 'n makro-ekonomie point of view uit vir mense wat net ek wil nie eers vir jou sê bevoegd nie, ek dink hulle is net fucking stupid. So ek dink we have to call the spade a spade. Ja, jy weet ek dink dit hulle word nie ook opgelei nie. Daar word nie genoeg tyd in hulle ingesit nie. En dan is daar ook nie gevolge nie. Dis die ander groot probleem, Matthys. Daar is nie gevolge vir bad gedrag meer nie. Glad nie. Jy kan wegkom met enigiets. Jy kan 110,000 foute by die werk maak en môreoggend gaan jy nog steeds verwelkom word en jou lynbestuurder moet nog steeds baie mooi met jou praat en kalm met jou wees. En as jy vandag weer dieselfde foute maak, dan gaan ons jou stuur vir coaching. En as jy weer dieselfde foute maak, dan gaan ons jou 'n bietjie tyd afgee want miskien is jy net 'n bietjie gestres. Maar daar is geen gevolge nie. Ons het nie meer 'n plek waar ons kan gaan om te sê oor gegrond op hierdie en hierdie en hierdie. You're out, mate. Ons gaan na die volgende ou inkry wat meer bevoeg is. Ja, en ek wonder ook of daar nie 'n tendens is. Ek dink in Suid-Afrika kan ons nou maar so half verstaan wat dit is en daar's 'n klomp reëls en sosio-ekonomiese reëls en kulturele reëls en dit en dat en onthou ek ook 'n ding wat ek onlangs vinnig gelees het van bevoegdheid en hulle praat van companies have started a quiet purge on Gen Z's. So die Gen Z werksmag generasie. Hulle praat van hulle is die iPad kid syndrome in the office. So dit gaan vir hulle alles oor vinnige resultate. Hulle sê 80% van die mense sê dat werk is dull en monotonous en hulle hou nie van die routines nie en hulle wil net nie eintlik die werk meer doen nie, maar hulle sit vas in daai posisie. So companies moet nou van mense begin ontslaa raak wat daai tipe van mindset het. En feedback tolerance is een van die ander goeders. Hulle is glad nie oop vir konstruktiewe kritiek nie. En sien dit dadelik as 'n persoonlike aanslag en hardloop dan dadelik me too en sê sommer die oom het aan my geraak om net van hom ontslae te raak. So ek dink daar's 'n klomp ander goeders ook wat mense in gedagte hou, maar ek weet weer in Suid-Afrika is so 'n unieke boiling pot van incompetence. Dit is eintlik skrikwekkend. Ja, en ek dink kyk dit om ons. Ek dink dit is net 'n kwessie van ons as 'n samelewing, we don't care anymore. We just don't care. Dis kom ons baie like so wat dit like, maar rommel oral lê. Kom almal net doen wat hulle wil doen. Knoppies druk en en dan dan is daar die ander kant van dit ook is die ouer design ook van almal. As mens wegkom van mense af ook, Matthys, is net gaan na apps toe. Ek het byvoorbeeld die plek wat ek gym in die oggende. Hulle het hulle app ge-upgrade. Almal kla oor die app. Die app is nou so terrible. Jy kan niks op my app doen. Jy gooi vir jou errors uit vir alles. Maar hy lyk nou baie mooi. Lyk verskriklik mooi. Baie indrukwekkend. Maar niemand kan enigiets doen met die app nie. Hy link nie meer met Discovery nie. Hy doen niks. Dan dink ek, okay, maar nou los is dit maar net. Nou is dit maar okay, die app werk nie. Hy lyk mooi. Hy lyk mos mooi. So dis okay. Hy lyk mooi, maar hy doen nie wat hy moet doen nie. En dit is maar die groot ding en dis is nou nog toe drink ek koffie saam met 'n vriendin. Jy by een van my locals en die waiter wat ons help. Vreeslike botmannetjie. Nie lus vir conversation nie, krak nie, smile nie. Ek kon nie eens sien hoe lyk sy tande nie want hy het nie eers sy mond ver genoeg oopgemaak het. Daar's niks nie. Maar Matthys, the most efficient guy that I have been served by in a very long time. Rare. En die vriendin gaan toe nogal aan oor, maar die ou is bedonderd en dis ek, I don't care. I don't care. Hy doen wat hy moet doen. My koffie vat nie lank nie, my koffie is hier, hy bring alles wat hy moet bring, hy mors nie, hy sit dit mooi neer, hy bedien van die regte kant af, hy bring die bil wanneer ek die bil wil hê. You don't need to crack a smile, my friend. Doe net wat jy moet doen. Ja, dit is eintlik soos 'n robot. Dit gaan baie makliker wees as ons eintlik net dalk interact met robots wat dit doen wat hulle moet doen. Ja, doen net wat jy moet doen. Moenie die verkeerde knoppie druk en
pay attention, just pay attention. Ja, ons sukkel maar met dit, maar so op daai ding van doen wat jy moet doen, die mobiele of mobile networks in Suid-Afrika, MTN, Vodacom ensovoorts, is onlangs deur ICASA ingelig dat hulle van volgende jaar af mobile data moet oordra. Dit kan nie net meer wegraak nie. Ja, dat kan nie meer verval nie. So jy kan jou data oordra. Matthys, ek dink as ek en jy ook al die data kan oordra elke maand. Nou moet hulle dit nog iets verder vat en sê kan dit nou terug omskep in geld in. Dit is nou presies wat ek gedink het. Ek meen, dis kan ek nie soos points kry nie, want ek meen die hoeveelheid data wat ek mors eintlik 'n maand op my mobile device is belaglik, want jy is die hele tyd by Wi-Fi. Ja, en jy wat ook baie nice is, jy kan jou data oordra na enige iemand op die mobiele netwerk. Jy kan dit nou skenk. So dis nou as jy jou kinders of ek dink byvoorbeeld aan jou skoonmaker of jou tuinier of jou ou tannie in die ouer huis ergens in Allewal Noord, jy kan vir haar data stuur. So ek dink dit is nogal nice, maar ook ons moenie ICASA te veel celebrate nie, Matthys. Dit moet ons verseker nie doen nie. Want as jy jou geheue net so klein bietjie terugvat, wat eintlik baie ver terugvat, het hierdie battle al begin rondom 2010, 2011. Yes. Het hierdie battle al begin. Dis al jare aan vir data. So, en nou het hulle eers tot die party gekom en nou maak hulle of hulle die grootste heroes is. So, ons moet hulle ook nou nie te veel krediet gee nie. Ja, en ek wonder wat gaan aan met die fights oor die datapryse, want die statistiek het ook bewys dat Suid-Afrika het van die duurste data in die wêreld. So ek weet daar was nog 'n klomp fights en goedes oor die datapryse ook. So ja, kom ons kyk wat gebeur daar. Het jy nog iets anders te? Ek het miskien een snaakse storie gekyk het. Ek het net lekker in my mou gelag. Gaan ek hom nou weer kry. Hoe is hy So, die koning van die Zulus, koning Misuzulu Kazwelithini, het nou die naweek op 'n celebration van die 147ste commemoration of the Battle of Isandhlwana. Sorry as ek dit verkeerd gesit, Isandhlwana. Daar's hopeloos klinkers vir my daar, ek weet nie om het te doen nie. Het hy toe nou die Zulus toegespreek en gesê dat, kan ek iets sê, dat hy sit nou hier, dis 'n pragtige foto van hom, hy is nogal 'n handsome ou ook, jong, handsome-rige ou, rugged, manly, weet, pulls it off very well. Hy sit hier in sy pragtige tradisionele Zulu outfit, met sy kop en sy kopband en die veer en die cheetah vel ding en baie mooi met sy, daai lyk vir my soos Tom Ford sonbrille, ek weet nie. Daar is versekerde Rolex aan die arm, versekerde Rolex, terwyl hy nou sy kopband so vashou. 'n vieslike beautiful trouring en dan 'n klomp ander juwele, so niks wat hier gemaak is of van hier afkom. Nothing produced locally, nee. Anyway, maar hy het toe nou gesê dat hy gaan nou aandring na op en 'n veldtog begin dat KwaZulu-Natal hernoem word na slegs KwaZulu. Die Natal moet gaan want dit is koloniaal. Dit is koloniaal. Dit is. Maar die Rolex en die Tom Ford bril is glad nie. Dis toevallig. Dis toevallig. Ja, en toe het ek lekker in my mou gelag, Matthys, vir die ironie van hierdie beeld van hierdie ou wat daar sit. En hy gaan probably daar opstaan en in 'n Range Rover inklim. I mean, how more colonial do you want? Nee. Natuurlijk. En dan daar wegry. Maar ja, dit is maar die snaakse deel. En die ander deel wat my eintlik 'n bietjie kwaad maak, is dat hierdie ou het obviously 'n bietjie mag somewhere. Hy het 'n bietjie invloed. Hy kan met politieke leiers praat, hy kan aandring op sekere goed. En dis die kak waarop hy aandring. Hy dring nie aan op beter dienste vir sy mense. Ja. Beter skole vir die kinders in hulle gemeenskap nie. Nee, dit is nie belangrik nie. Kom ons hernoem iets, want dis mos al wat hulle kan doen as hulle iets wil verander en 'n impak maak en aandag op hulle kry die leiers, dan sê hulle kom ons hernoem iets. Dit sou vir my interessant wees, ek het nou nie die berig gelees waarvan jy nou wys nie en ek actually glad nie hierdie storie in die nuus opgetel nie, maar het die persoon, die joernalis wat die berig geskryf het, enigstens melding gemaak van die contradiction wat in die foto aangaan?
Of Nee, is glad dit maar nie. net toevallig? Ja. Nee, glad nie. Ek het dit maar net gesien. Die berig is redelik objektief geskryf. Dit is in Business Tech. Dis 'n berig op Business Tech as jy dit wil gaan lees, 'n berig van 27 Januarie 2026. As jy dit wil gaan lees. Baie interessant wat ek weer van herinner is, wat ek al vergeet het, die naam Natal. Met 'n baie ouer koloniale oorsprong. As net byvoorbeeld Britse rule. Ja. En dat op Kersdag in 1479, ek het my Engels en my Afrikaanse syfers hier reg gekry. 1479. 79, okay. Ja, het die Portugese explorer Vasco da Gama, toe hy om die suidoostelike kus van Suid-Afrika geseil het hy die area die area wat ons nou ken as KwaZulu-Natal, daai kuslyn, het hy toe genoem Terra do Natal of Land of the Nativity. Na die Kersfees holidays, is 'n nativity play. Ja. Okay. So Natal beteken interesting. eintlik Nativity. nativity. Ja. Okay. Ja, as vir julle That's interesting. So 'n bietjie geskiedenis vir vandag. Hoorie, ek weet nie of jy dit iewers op sosiale media gesien het nie, maar dis 'n ding wat nou verskriklik gestook word en afwees in vandag se tyd moet jy altyd 3 of 4 keer kyk en jy met 'n klomp bronne gaan reference, wat ek nou nie gedoen het nie. So ja, as dit alleen is, just run with it, nee. Maak dit interessant. Ja, as jy moet lieg, maak dit net interessant. So daar's nog hierdie gerugte dat op 12 Augustus 2026 dat die aarde vir 7 sekondes geen gravitasiekrag gaan hê nie. Wat? En hulle sê dat in November 2024 het 'n secret NASA dokument getiteld Project Anchor is online geleak en dit wil ek nou nog gaan kyk. Ek het nog nie tyd gehad om dit te doen nie. En die projek se budget is hulle sê $90 biljoen en dit gaan alles oor die doel van hoe gaan ons survive met 7 sekondes se geen gravitasie op die aarde op 12 Augustus 2026 nie. Dit is hierdie jaar, 2026. Hierdie jaar het ons vir 7 sekondes volgens hierdie beriggewing of hierdie storie of hierdie rumor gaan ons vir 7 sekondes nie gravitasie. En as jy nou mooi dink, 7 sekondes, nee, dis 1 2 Mississippi 2, 3, Mississippi 3, Mississippi 4, 5 6 7. Ek weet jy kan relatief hoog opstyg, né? Jy kan Ja, en ek kan nou dink ek worry nie soveel oor die opstyg in daai 7 sekondes. Ek kan dink aan gravitasiekrag kyk weer in en jy bliksem neer aarde toe van hoe ver kan 'n mens gaan? En sê my kan gaan 200 meter op in 7 sekondes. Ek is dalk 'n bietjie ver, maar ek bedoel ons weet nie wat is die krag van gravitasie nie. Wel ek weet nie, so maybe kan jy so ver opstyg. Ja, ons weet nie of ons net soos gaan lift stadig op en of ons soos gaan afskiet van die aarde af nie. Ja, it's going to be interesting. Maar ek wil nou die dokument gaan soek wat apparently gelek is van NASA, wat hulle dit nou al voorspel het, lyk my vir 'n ruk. So ja. Asseblief gaan doen vir ons navorsing hier oor Matthys, dit is my fascinating. Ja, so 'n bietjie navorsing en anders moet ons dalk weer met iemand soos professor Jonathan Block ook praat. Maybe gaan hy vir ons kan raad gee, of David Block oor wat presies hier aangaan en of dit die waarheid is en of dit AI gerugte en leuns is. Maar nou ja, ek dink in hierdie donderstorm wat ek en jy trotseer op die stadium, moet ons dalk net maar halt roep en sê dat dit was nou die einde van klets op 28 Januarie 2016. Jy survive. Ek weet nie hoeveel mense in Centurion lewe nog nie, maar ek en jy daarom survive. Centurion, check in, is jy okay? En nou 'n ander ding, moenie laat iemand jou dag opfok nie, dis jou dag, fok dit self op. Lekker bly. Cheers. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, nog toe hoor ek dit nie. Soms hoor ek maar net, almal net nie.